Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Dis episode 7 van ons reeks die Pasga en Paasnaweek. En ons kyk spesifiek hoe dat die Pasga wat in Eksodus 12 ingestel is deur God 'n heenwyser is na Jesus. Die lam wat God self sou stuur om ons te verlos van ons Egipte, van die koninkryk van duisternis en verslawing en ons totaal en al vry te maak. En ons sien dit hier so duidelik in Eksodus, dat Israel se verlossing en vryheid niks te doen gehad het met wat hulle gedoen het nie, maar alles wat God gedoen het, omdat hulle hul vertroue in die bloed van die lam geplaas het. En dis presies hoe ons vandag nog vrykom. Nie omdat ons deur al die ringe gespring het, en ons al ons eentjies in 'n ry het, en ons self reggeruk het nie. Ons word vandag nog verlos en genees, deur ons vertroue in die bloed van ons lam te plaas, Jesus Christus. Bly weer saam met my na Eksodus 12 toe. Kom ons kyk vandag hier van vers 7 af. Hy lees in die 53 vertaling as volg. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. Ek wil hierdie vir jou lees saam met vers 22 wat sê: En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Hier's iets wat ons moet onthou van bloed. Lewe is in die bloed. Die mediese wetenskap kan vandag bykans al jou organe vervang met een of ander masjien. Selfs jou breinfunksie kan met die hulp van 'n masjien vervang word. Maar daar's geen plaasvervanger vir bloed nie. Ja, hulle kan jou bloed aanvul met iemand anders se bloed, maar tot vandag toe kan hulle nog nie bloed dupliseer of jou aan 'n masjien koppel wat die funksie van jou bloed kan vervang nie. Hoekom nie? Want lewe is in die bloed. En wat moes hulle aan hulle deurposte smeer? Die bloed van die Pasga lam, of in ander woorde, die lewe van die lam. Daai lam het betaal met sy lewe, met sy bloed, sodat die Israeliete se eersgeborenes nie sou sterf nie. En Jesus was ons eersgeborene, ons lam, en hy het sy bloed gegee, sy lewe, sodat hy as ons eersgeborene ons almal kan vrymaak en vir ons sy lewe gee. Die ewige lewe saam met die Vader. Wat 'n amazing God. Nou hier's nog iets wat jy kan onthou vir die toekoms. Hyssop is in die Bybel 'n tipe van geloof. So as hy hier in vers 22 sê om die bloed met hyssop aan die deurpos te smeer, dan sê hy smeer die bloed van die lam met geloof. Dis wanneer ek en jy die bloed van Jesus in geloof aan ons lewens wend, dat die krag wat in die bloed is, 'n werklikheid word in ons eie lewe. Die bloed van die lam was God se deel. Dit was die genade deel. Ons deel is om dit in geloof aan te wend. Ons doen nie iets om dit te verdien nie, want ons kan ook nie. Net so min as wat die Pasga lam die Israeliete se idee was, net so min is Jesus ons idee. God het vir Israel die Pasga lam voorsien, en hy het vir ons Jesus aan Golgotha voorsien, maar ek en jy moet die bloed in geloof aanwend. Ons moet dit aan ons deurposte van ons lewens aanwend, en in dit leef. Hy sê aan die einde van vers 22, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. As jy onder die bloed uitbeweeg, is jy op jou eie. Die bloed van die lam is ons enigste beskerming, maar ons moet in geloof agter die bloed bly. Nou nog 'n interessante ding is, hulle moes hierdie bloed aan die buitekant van die deur aansmeer, en nie aan die binnekant nie. Hoekom? Ek dink die antwoord hierop is in vers 13, wat God sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. God sê, as ek die bloed sien. Die Vader was die enigste een wat die regte waarde aan die bloed kon heg, want hy kon sien dat dit 'n beeld en skadu van sy seun se bloed sou wees, wat ons sou verlos. Hy kon sien, daai is die lewe van my seun, sodat hulle kan lewe. Die Israeliete kon niks van hierdie sien of verstaan nie. Daarom het hulle die bloed buite aangewend.
maar daarna binne in die huis gegaan en die lam gebraai en geëet, terwyl God aan die buitekant die bloed gesien het, die regte waarde daaraan geheg het, en by daai huis verbygegaan het. God sien vandag die bloed van sy seun oor my en jou lewe, wat aan geloof ons vertroue in hom gesit het, en dit is vir hom genoeg. Hy heg die regte waarde daaraan, en seën jou op grond van sy seun se lewe, nie op grond van jou lewe nie. 'n Ander ding wat vir my opvallend is van die bloed aan die deurposte, was dat dit aan die sykante en aan die bokant aangewend is, maar nie onder op die onderste drempel nie. Wat vir my daarop wys dat die bloed vir ons is om onderdeur te beweeg en agter dit ons beskerming en verlossing te vind. Maar die bloed van Jesus is verseker nie om op te trap nie. Daarom is daar nie bloed onder in die drempel van die deur gesmeer nie. Natuurlik beeld die teken van die bloed aan die sykant en aan die bokant van die deur ook die voorkoms van die kruis uit, waaraan die bloed van ons Here Jesus vir ons sou vloei, sodat ons ook vry kan wees en vir ewig in sy teenwoordigheid kan wees. Ek hoop jy kan teen hierdie tyd al sien, die Pasga was baie meer as net 'n Joodse fees. Here, dankie dat U die totale vervulling is van hierdie Pasga lam, en dat ons so baie in hierdie prentjie, in hierdie beeld kan leer van wie U is. Dankie vir U merkwaardige liefde, en dankie dat U bereid was om U lewe met ons in te ruil, om U lewe te gee, sodat ons vir ewig saam met U kan leef. Ons eer U vir U bloed, Here, vir ewig en altyd, in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.